Ek is eintlik oorspronklik van Woester, 'n plattelandse dorpie. Ek het vir meer as 20 jaar was ek in die Kaap waar ek in verskeie skole skool gehou het. Ek was ook 'n opleier van onderwysers met 'n rekenaargesteunde onderwys. En ek is oor die afgelope 7 jaar is ek in Pretoria. Ek het maar saam met my man gekom wat 'n bevorderingspos gekry het. So vir 'n tyd was ek by die huis. En toe het ek, jy weet, ek is die tipe wat by die huis kan sit nie. Toe het ek by 'n ingenieursfirma gewerk waar ek hulle social media en nuusblaaie gedoen het. En onlangs, ek is aangestel in Maart hierdie jaar 2019 by die Afrikaanse Taalraad as, soos ek gesê, die noordelike projekbestuurder. En ek is in ekstase oor my werk. Ek hou van wat ek doen. Ek dink identiteit en my herkoms is deel van my taal. Ek dink jy kan dit onderskei nie, want ek is grootgemaak, opgevoed in Afrikaans. Ek is 'n plattelandse meisie en dis deel van my familie en tradisies. So jy weet, ek kan nie net eendag opstaan en skielik is ek Engels nie. Dit gaan nooit gebeur nie. Ek is Afrikaans. Ek is die oudste van 3 kinders en ek dink met oudste kinders kom daar seker gewoonlik maar 'n bietjie verantwoordelikheid. Jy weet, met om 'n oudste te wees. Want jy moet van jou word verwag om seker maar om te sien na boeties en sissies en dis meer. Maar ek moet bieg, as kind was ek baie skaam en ingetoe. Jy weet, ek wou nooit op die voorgrond wees nie. Maar na matriek het ek op die koshuis gaan bly, onderwyscollege is ek toe, en ek op die koshuis gebly en ek dink daar moes ek noodgedwonge uit my dop kruip. Ek hou van seminare bywoon in die verband, jy weet, en ek lees baie graag selfhelpboeke. Net om jou, en jy moet jou natuurlik omring ook met mense wat beter as jy is. Rolmodelle waarna jy kan opsien, maar lees is vir my baie belangrik. En op die oomblik lees ek 'n boek, Grit, wat geskryf is deur Angela Duckworth, en dit gaan oor passie en deursettingsvermoë, deursettings en uithou vermoë. Want jou talent is nie net goed genoeg nie. Jy weet, jy kan nie net op talent staat maak nie. In daai boek beskryf sy hoe passie en deursettingsvermoë eintlik mense beter laat doen as net mense wat talentvol is. So ek dink dit is baie belangrik om jouself te help om te laat groei. Ek dink vir my is dit belangrik om dinge in my kop vir myself uit te werk. Jy weet, as ek 'n slegte iets beleef het of ek is jy weet, as dit 'n goeie dag vir my nie, moet ek dit in my kop met myself uitmaak. Ek moet gaan stil sit en ek moet dink, wat het gebeur, wat het aanleiding daartoe gegee en hoe kan dit reggestel word. Jy weet, jy is verantwoordelik vir jou eie geluk. Jy kan nie iemand anders blameer nie. En met dit saam dink ek ook is belangrik om te besef wat is jou slegte eienskappe? Want ons is mos maar almal, ons het ons slegte eienskappe, so jy moet daaraan werk. En in jou kop dit vir jouself uitklaar en 'n oplossing soek. Vir my dink ek is emosionele intelligensie van kardinale belang. Maak nie saak watter bestuurstyl jy het nie, maak nie saak in watter bestuursposisie jy is nie, jy gaan teenkanting kry, jy gaan mense kry wat kritiseer en jy moet alles dit met waardigheid kan hanteer. En daar's ook 'n studie gedoen en bevind dat mense met emosionele intelligensie bereik hoë hoogtes. Jy moet al hierdie dinge moet jy op 'n waardige manier kan hanteer. So ek sou sê, werk aan jou emosionele intelligensie, want veral ons as vroue is emosionele wesens. En jy weet, ons kan soms laat ons dinge ons emosioneel onderkry. Maar as jy daai emosionele intelligensie het en deur dit kan werk, ek dink dit is baie belangrik vir enige leier. Ek en my man het hierdie reël veral naweke word dan gewerk. Want ons het maar almal, jy weet, albei werk lang ure en soos ek wat van die huis af werk, daar's nie ure nie. Jy kan enige tyd voor jou rekenaar sit. So ons is ook buite lewe mense. So naweke hou ons daarvan om te ontspan. Ons ontspan met vriende, ons hou van braai en die buitelug en uitgaan, ja, die buitelewe geniet. So dis maar hoe ons lewe weer op koers kry. En dan hou ons ook van ons gym en ons doen die parkruns elke Saterdagoggend. So dit is ons manier om van stres ontslae te raak. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.